Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van jou dag waar ons vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bang is dat jy iemand gaan teleurstel. Dalk lê daar 'n besluit voor jou. Dalk het iemand iets van jou verwag en jy weet nie of jy dit kan gee nie. Dalk is daar mense wat op jou staat maak, mense wat gewoond is dat jy altyd ja sê, help, opdaag, sterk is en self probeer alles regmaak. Maar binne in jou voel jy net moeg. Jy wil niemand seermaak nie. Jy wil nie ondankbaar lyk nie. Jy wil nie hê iemand moet dink jy gee nie om nie. En tog weet jy, as jy weer gaan ja sê, gaan jy jouself verloor. Dis 'n swaar plek, want die vrees om iemand teleur te stel, kan jou baie stil maak. Dit kan maak dat jy dinge self dra wat jy nie meer kan dra nie. Dit kan maak dat jy glimlag terwyl jou hart eintlik sê ek kan nie meer nie. En vanaand wil ek jou herinner, jy is nie geroep om almal gelukkig te hou nie. Jy is geroep om gehoorsaam aan God te wees. Dit beteken nie jy moet hard wees met mense nie. Dit beteken nie jy moet net opgee nie. Dit beteken net jy moet leer dat jou waarde nie lê in hoeveel jy vir almal kan doen nie. Galasiërs 1:10 sê: "Probeer ek nou mense tevrede stel of God?" Dis 'n moeilike vraag, want soms is dit die vraag wat ons hart nodig het, want as jy heeltyd probeer om almal tevrede te hou, gaan jy uiteindelik leeg raak. Jy gaan begin lewe uit skuldgevoel, nie uit vrede nie. Jy gaan ja sê met jou mond, maar binne in jou hart gaan jy skuldig voel. En God lei ons nie deur skuldgevoel nie. Hy lei ons deur vrede, wysheid en waarheid. Miskien is jy bang iemand gaan kwaad wees as jy nee sê. Miskien is jy bang hulle gaan jou verkeerd verstaan. Miskien is jy bang hulle gaan onttrek, stil raak of jou laat voel jy het hulle gefaal. Maar jy hoef nie vanaand daaroor te bekommer nie. Jy moet vanaand die volgende hoor. Iemand se reaksie beteken nie altyd jy was verkeerd nie. Soms raak mense teleurgesteld omdat hulle gewoond geraak het aan 'n weergawe van jou wat altyd alles dra. Maar God is besig om jou te leer om gesond te wees, om grense te hê, om nie uit vrees te leef nie, om nie jou vrede op te offer net om iemand anders gemaklik te hou nie. Jesus het ook mense teleurgestel. Nie omdat hy verkeerd was nie, maar omdat hy gehoorsaam was aan die Vader. Daar was tye wat mense iets van hom wou hê, maar hy het steeds tyd gemaak om alleen te wees met die Vader. Hy het nie elke verwagting gevolg nie. Hy het gevolg wat die Vader vir hom gewys het. En dit is waar jou vrede lê. Nie in almal se goedkeuring nie, maar in God se leiding. Vanaand hoef jy nie hard te raak nie. Jy hoef nie lelik te wees nie. Jy hoef nie jouself te verdedig voor almal nie. Jy kan net begin bid, Here, wys my wat my deel is. Wys my waar ek moet help en wys my waar ek moet nee sê met vrede. Soms is die liefdevolste ding wat jy kan doen, om eerlik te wees. Om te sê, ek gee om, maar ek kan dit nie nou dra nie. Of ek is jammer, maar ek kan nie nou ja sê nie. Of ek het nodig om eers met die Here stil te word, voordat ek vir jou 'n antwoord gee. Dit maak jou nie selfsugtig nie, dit maak jou eerlik. God wil nie hê jy moet vanaand lê en bang wees vir mense se reaksies nie. Hy wil jou hart terugbring na hom toe, want wanneer jy weet jy het voor God reg gedoen, kan jy vrede hê, selfs al verstaan mense dit nie dadelik nie. Spreuke 29:25 sê vrees vir mense stel 'n struik, maar wie op die Here vertrou, is veilig. Dis wat die vrees
om mense te leer te stel doen. Dit vang jou vas, dit laat jou leef vir goedkeuring, dit laat jou bang wees om eerlik te wees, maar vertroue in God bring jou terug na 'n veilige plek. Jy hoef nie vanaand almal se verwagtinge te dra nie. Jy hoef nie jou hart te verloon vir ander nie. Jy hoef net jou hart voor die Here te bring. Laat hom jou wys wat is liefde en wat is mensevrees. Laat hom jou wys wat is jou verantwoordelikheid en wat dra jy net omdat jy bang is iemand gaan ongelukkig wees. En onthou, jy kan mense lief hê sonder om alles te doen wat hulle van jou verwag. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat bang is hulle gaan iemand teleurstel. Here, U sien hulle harte, U sien hoe graag hulle reg wil doen, hoe graag hulle mense wil help en hoe swaar dit is vir hulle om nee te sê of om 'n grens te stel. Ek bid dat U hulle vanaand sal lei met wysheid en vrede. Wys hulle wat regtig hulle deel is en wys hulle wat hulle uit vrees probeer dra. Here Jesus, help hulle om nie uit 'n skuldgevoel te leef nie. Help hulle om nie hulle waarde te meet aan mense se reaksies nie. Leer hulle om gehoorsaam te wees aan U, selfs wanneer dit moeilik is. Heilige Gees, maak hulle gedagtes stil, kalmeer die vrees van teleurstelling, konflik en verwerping. Gee hulle die regte woorde, 'n sagte hart en die moed om eerlik te wees. Papa Vader, waar hulle ja moet sê, gee hulle krag. Waar hulle nee moet sê, gee hulle vreugde. En waar hulle moet wag, gee hulle rustigheid om nie onder druk te reageer nie. Ek spreek vanaand vrede oor hulle harte, wysheid oor hulle besluite en rus oor hulle gedagtes. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou vanaand wys dat jy nie almal gelukkig hoef te hou om geliefd te wees nie. Mag jy rus in die wete dat gehoorsaamheid aan God altyd veiliger is as 'n mensevrees. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.